Ja, dis 'n wonderlike voorreg om 'n jong gemeente soos hierdie te kan hê. As jy nou om jou kyk, sal jy nou sien 'n paar stoele is leeg. Soos Rika ook maar sê, ons herinner net die ouers kom terug. Ja, nee, dis 'n wonderlike groot voorreg. Vir die wat dalk 'n bietjie later gekom, moederskamer is die eerste vertrekkie, daar is beeld, daar is klank. As die Peters 'n bietjie besig raak, asseblief, ons het altyd spasie en ruimte. Nou ons gaan saam lees in 2 Korintiërs hoofstuk 8. Nou soos jy weet is ons hierdie jaar besig met fondasiesake en dit is begin nuut op God se fondasie. Omdat ons 'n jong gemeente is, wat nou onlangs ons eerste verjaarsdag gevier het ons, ek en Jan, bymekaar gekom, net om so agtergrond te gee vir ons gaste, en ons praat oor fondasiesake, begin nuut op God se fondasie, want ons glo dat die fondasie moet sterk en moet reg wees. En dit is vir ons belangrik, en die laaste 2 Sondae, waarvan hierdie nou die tweede Sondag is, praat ons oor 'n baie basiese Bybelse beginsel en dit is gee. Nou, ek wil dit nou, dis nou een van daai disclaimers wat ons hier aan die begin gee. Julle sal ons, laas jaar het ons nie een keer gepraat daaroor nie, want ons is nie 'n health, wealth en prosperity tipe kerk nie. Hier weet ons dat elke kind van God die verantwoordelikheid het om die Here te vertrou, wat en wat nie gegee moet word nie. So, dit is hoe ons glo daarin, dit is 'n fondasiesaak, maar ons weet Paulus praat daarvan, ons weet die woord praat daarvan, en dit is vir ons belangrik dat ons die regte lering het omtrent gee. Jy sal ons nooit hoor afpers nie, en Paulus pers ook niemand af in die woord nie, alhoewel hy 'n baie interessante manier het om te vra vir offergawes. Maar ons is nie daai tipe kerke wat elke Sondag gaan praat oor gee, en dat as jy nou $1000 gee, dan gaan die Here vir jou uitermate uit jou sokkies gaan seën, en jy gaan hierdie deurbraak hê, en dit gaan die en of gaan daai wees. Daai goed werk nie. Die manne wat aan die begin van 2020 sulke uitsprake gemaak het van 'n double blessing, kom toe te staan het teen COVID-19. So, die realiteit is dat selfs hulle kan nie sulke uitsprake maak nie. So, die woord van die Here gee vir ons lering daaroor, en miskien later in die jaar kan ons meer daaroor praat. Om 'n volskaalse lering op 1 Sondag of op 2 Sondae te gee oor die kernbeginsel van gee is redelik moeilik. Jy moet die volle konteks van Ou Testament saam met die Nuwe Testament verstaan om te weet wat die Here van ons verwag. Want baie van ons glo aan die gee van tiendes, en that is all good, dit is reg, dit is hoe die Here van ons vra, want die woord van die Here praat van tiendes, en die Ou Testament is nog steeds net so geldig vandag as wat hy was. Dit is nog steeds net so geldig, dit kan nie weggewas word nie. Baie sal meen, jy sal hoor dit in die boodskap ook, ek sê dit, dat baie sê, maar die wette is in Christus vervul, daar is 'n verskil tussen verval en vervul. Ons moet dit verstaan, in Christus is die wette vervul, en die wette van God is op jou hartstafel geskryf, dit is nie tot niet nie. Daar's 'n beginsel van ek moet na ek wil. Jy sien, dit kom by die beginsel in dat wanneer iemand tot bekering kom, wanneer iemand gered word, dan verander God sy wil binne in hom. Van ek wil nie na ek wil nou God dien. Ek wil nie meer rebels wees teen God nie. So God verander jou wil. En dan kom dit uitermate natuurlik, soos wat die Gees van God in ons woon. Maar goed, kom ons lees 2 Korintiërs hoofstuk 8 vanaf vers 1. Broers, ons wil hê julle moet weet van die genade wat die gemeentes in Macedonië van God ontvang het. Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig, en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle, hulle het na vermoë, ja bo vermoë bygedra. Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Dit was meer as wat ons verwag het.
Want eers het hulle self aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil. Net tot daar vir nou uit die woord van die Here. Nou ja, die Here het dit op my hart gedruk. As jy nou hierdie gedeelte lees, dan kom jy agter Paulus praat van die gemeentes in Macedonië. En hy getuig basies van hierdie gemeentes wat vrygewig was. En die Here het dit op my hart gedruk om met u te praat vanoggend oor 'n kragtige getuigskrif van getroue rentmeesterskap. Dit is wat hierdie gemeentes was. Hulle was rentmeesters van dit wat God aan hulle toevertrou het. En hulle was getrou daarin. Jy sien dit in hierdie verse, maak nie saak wat die omstandighede was nie, hulle was getrou. En uit die aard van die saak, dit was so kragtig geweest vir Paulus, dit was so besonder, dat hy met die gemeente van Korintiërs in Korinte gepraat het oor hierdie gemeentes. En vir hulle gesê het, hoorie, ons gebruik hierdie gemeentes as aansporing ook vir julle. Kyk na hulle, doen julle ook net. So dis 'n voorbeeld. En uit die aard van die saak, as ons begin praat oor getuienisse, is die doel van 'n getuienis om iemand anders aan te spoor. As iemand hier voor staan en hy getuig van hoe hy was in die verlede en hoe God hom gered het en nuut gemaak het en hoe hy nou is, dit is sy getuienis en dit is daar om iemand wat luister te sê, hoorie maar wag, ek is in dieselfde situasie, ek kan God vertrou. Dis waarom ons getuig van gebedsverhoring. Dit is waaroor ek gebid het en God het my geantwoord, want dit spoor mense aan om dieselfde te doen. En dit is dieselfde wat Paulus hier gebruik. Dit is 'n getuienis, dit is 'n getuigskrif, opskrif in die woord. Kyk na hierdie gemeentes, kyk wat het hulle gedoen. So, baie mense gaan deur die lewe met 'n konsep. En dis 'n ongelukkige konsep wat in die wêreld geleer word. Wat is daarin vir my? As jy begin werk met onderhandelings, dan wil mense altyd weet, maar wat is daarin vir my? Nou, ek dink almal van ons wat uit Suid-Afrika uitkom, ken nou nogal hierdie beginsel ook baie goed. Want as jy vir iemand vra, hoorie, wil jy nie dalk met daai so en so persoon praat om kyk of ons hierdie proses net 'n bietjie vinniger, maar wat is daarin vir my? Ek dink ook baie keer help die werkgewers nie altyd lekker nie, want hulle onderhandel met hulle werknemers. Hoorie, as jy Saterdag inkom en 'n bietjie langer werk, dan sal ek vir jou ook dit gee. So ons word gekondisioneer in die wêreld met wat is daarin vir my? En baie keer gebeur dit ook in die kerk. Ons sien dit in die moderne teologie. Here, ek sal gee, maar wat is daarin vir my? Die prediker sal altyd dit sê, as jy gee, dan sal die Here nou ook vir jou dit en dit en dit gee. So, daar's die ekstreme vorme daarvan, en dan kry jy ook aan die ander kant van die pendulum swaai, kry jy baie keer Christene wat glad nie wil praat oor gee nie. Nou, jy is meer as welkom na die diens, dan vra jy vir Jan, hoe ongemaklik dit is om te praat uit die Bybel uit oor geld. Want baie keer dan sal hulle mense jou beskuldig dat die kerk moenie praat oor geld nie. Die kerk kan nie daaroor praat nie, maar ons gaan nie daaroor praat nie, ons gaan praat oor rentmeesterskap. En dit behels alles. En ons moet verstaan dat die Christelike lewe gaan oor alles of niks. Het jy dit al agtergekom? Is alles in of niks. Dis 'n Bybelse ding. Jy sien, die Here Jesus vra vir 'n baie groot skare van mense, as jy agter my aan wil kom, moet jy jouself verloon, jou kruis opneem en my volg. Nou selfverloning, selfsterwe is 'n moeilike saak om oor te praat. Want dit beteken alles wat ek is, alles wat ek het, behoort aan wie? Goed, nie aan my nie. Behoort aan God. Want ek het myself afgesterf. So eendag sit 'n man, 'n prediker, hy sit in 'n restaurant en hy hoor hoe 'n egpaar praat dat wat is daarin vir my? Die vrou soek 'n pragtige nuwe bontjas en sy wil net weet wat gaan sy kry nou uit hierdie deal uit. As kinders van God kan ons nie so redeneer oor Christendom nie.
En as dit is hoe jy gee, kan jy maar weet, God gaan jou ook nie seën nie. As jy 'n paar muntstukke in die sakkie laat val en sê, goed, ek weet, God sal my nou seën. Hy moet my nou seën, want ek het mos nou gegee. Dis 'n verkeerde gesindheid. Heeltemal verkeerd. God ken ons gesindheid. Jan het dit mooi uitgelig met 'n hartsgesindheid laasweek in die weduwee. God kyk na ons hart. So in die kerk, en ek wil daai beginsel neerlê, is daar nie plek vir wat kan ek daar uit kry nie. Ons werk nie so nie. Christene werk nie so nie. Dis 'n beginselsaak. Jy gee en jy vergeet daarvan. Dis 'n Bybelse beginsel, want die Here sê vir ons, die regterhand moenie weet wat die linkerhand doen nie, en die linkerhand moenie weet wat die regterhand doen nie. Dis 'n Bybelse beginsel. Ons gee en ons vergeet daarvan, en God stel mense aan wat dit bestuur namens ons. Dis die beginsel. Nou ja, in 2 Korintiërs 11 vers 8, ek wil sê berispe Paulus die Korintiërs. Onthou, die Korintiër gemeente het 'n bietjie probleme gehad. Wel, al die Nuwe Testamentiese briewe wat Paulus geskryf het, was omdat daar probleme was in die gemeente. Jy sien, dit kom nou al vir meer as 2000 jaar, dat gemeentes het mense, en mense is nie volmaak nie, mense maak foute, mense is dom, mense sondig, mense vergeet van waaruit God hulle gered het, en hulle doen goed wat tot oneer van God is, en soms doen hulle goed wat tot eer van God is, maar in die meeste van die gevalle het Paulus briewe geskryf gesê het, stop dit nou. Vir die Korintiërs het hy gesê, julle moet dit nou stop in die tweede brief, of as ek nou weer kom, dan kom ek met die sweep. So Paulus was 'n bietjie van 'n, Jacques, is dit saam met jou hoor? Hulle was 'n bietjie van 'n hy was baie streng. En hy was reguit op die man af gewees. Hy het nie doekies omgedraai nie. As Paulus vandag sou leef, sou baie kerke briewe gekry het. Want Paulus was reguit en eerlik oor kerksake. En in die meeste van die gevalle het Paulus hulle aangespreek. Hy sê vir die Korintiër gemeente in vers 8 van hoofstuk 11, hy sê, ek het ander gemeentes beroof, deur van hulle loon te neem om julle te dien. So wat lei jy af deur daai woorde? Die Korintiër gemeente het hom nie ondersteun nie. Hulle het hom nie gehelp bydra nie. Hulle het nie gekyk na die groter kerk en die gelowiges wat in Rome was nie. Hulle het gefokus op hulle self. Nou ek kan nou vir u vandag dit sê, uit die ervaring uit die bediening uit, 'n gemeente wat so loop met oogklappe, wat alles intern vou. Het jy dit geweet? As 'n gemeente begin kyk net na homself en sy eie belange, vou hy. Hy loop dood. 'n Gemeente of 'n kerk is die kanaal waardeur God wil werk om die wêreld te bereik, om mense te bereik, om sendelinge te bemagtig en te versterk, finansiëel te ondersteun, om die wees en die weduwees en die weewenaars te ondersteun en te help en by te dra. Dit is die kerk se werk. Die kerk se werk is nie om koffers vol geld te hê onder in 'n stoorkamer om te sê, ons het nou soveel. Nee, dit is die kanaal wat God gebruik om die wêreld te bedien. Dit is die kanaal. En vir hierdie gemeente het Paulus gesê, ek het ander gemeentes, hy gebruik sterk woorde, beroof nogal, né? Hy het hulle nie regtig beroof nie, hy was nie 'n dief nie, maar hy wil net vir hulle wys, ons moes hierdie geld gebruik om julle te dien. Dis nou 'n bietjie julle beurt. Dit is nou julle beurt. Is julle beurt om nou by te dra. Paulus gee raad oor hierdie rentmeesterskap, hoe om dit te doen, en hy gebruik hierdie gemeentes in Macedonië om dit te doen. Hierdie baie merkwaardige kinders van God, wat daar op hulle eie was besig om die Here te dien. En Paulus wil hê dat die Korintiër gemeente met 'n grondige, sterk beginsel, vaste verstaan van rentmeesterskap hê. En God wil ook hê ons moet dit hê. Ons moet verstaan, geliefdes, dat dit wat ons het in hierdie wêreld is nie onsse nie.
is nie ons nie. Nou ja, hier's nou baie oumas en oupas, en ek weet ek doen dit met my kinders, want ons kinders moet verstaan, veral as hulle op tienerfase kom, dan sal jy vir hom sê, of vir haar sê, hier is julle kamer, gaan maak skoon jou kamer, vat verantwoordelikheid van jou kamer. En dan sal hulle so waar as wraggies, daai deur so hard toeslaan en sê, los my kamer uit. En dan sal baie ouers, dan gaan hulle mos nou na die kinders toe, dan sê hy, ek wil jou net laat verstaan. Wie se huis is dit hierdie? Dis my huis. As pa, dis my huis. Jy bly in my huis. Jy eet my kos. Hierdie kamer is nie jou kamer nie, is my kamer. Jy gebruik hom net. Waar? Wie het al so 'n gesprek met die kinders gehad? Ja. Wat doen jy as jy vir ou Boetie 'n nuwe fiets koop? Wat sê jy? Wat is die eerste ding wat jy vir hom sê? Pas hom asseblief net op. Pas hom asseblief net op. Want tegnies, dis nie jou fiets nie, dis my fiets. Ek het hom gekoop met die geld wat ek maak omdat ek hard werk daarvoor. Waar? Ja. En dieselfde beginsel is in die kerk ook, in Christendom ook. Voel daar in jou sak. Daar's 'n karsleutel of 'n kaart vir ding, ek weet nie, nuwe moderne karre werk met pincodes. Dis nie jou kar nie. Wie se kar is dit? Dis God se kar. Hy het hom vir jou geleen. En jy het gebruiksreg daarop. Daai huis waarin jy bly is nie jou huis nie. Dis Vader se huis. Hy het hom vir jou gegee. Ja, maar ek werk vir die geld. Ja, die werk wat God vir jou gegee het. Maar ek werk vir 'n salaris. Hou 'n bietjie eendag jou payslip op en sê, Here, dankie vir my payslip. Al is dit nie baie nie, maar dankie Here. Dis daar. Want ek het gewerk daarvoor, maar God het my geseën. God het my die vermoë gegee. Verstaan jy die beginsel? Koos Doep sing mos daai pragtige gebed. Alles wat ek het, is net geleen. Dis nie myne nie. Dis God se. Dis die Vader se. Ons doen dit met ons kinders en ons doen dit met ons tieners om hulle daaraan te herinner. Dis nie jou kar waarin jy ry nie, hou hom skoon. Dis nie jou bed waarin jy slaap nie, dis my bed. Ek het hom gekoop. Maak hom op, sorg dat jou plek aan die kant is. Dieselfde beginsel geld in die kerk. Geld in ons geestelike lewens. Ons tieners met ons selfone. Dis nie jou foon nie. Is my foon. Ek het hom gekoop met my geld wat ek verdien het. Dis nie joune nie. Pas hom op. Dis rentmeesterskap oor dit wat aan ons toevertrou word. En ons doen dit in ons alledaagse lewens. En ek wil net sê vir die paas, as die kinders so begin deure toeslaan, kyk, ons is nou al so op die laaste waarskuwings, ek haal die deur af. Ek bære vir hom. Slaan nie deure toe nie. Gooi nie goed rond nie. Ons bære dit. As jy nie die goed kan oppas wat ek gekoop het nie, vat ek dit weg. Ek sê weer, as jy nie die goed kan oppas wat ek gegee het nie, vat ek dit weg. Dink jy dit werk so in die geestelike lewe ook? Dink mooi. Somtyds, en ons moet dit verstaan, Openbaring leer dit vir ons. God tugtig diegene wie hy liefhet. Die moderne teologie is alles net, dis baie mooi en God is lief vir almal en hy's 'n liefdevolle pa en hy sal nie gestraf word nie. Hoorie, dit sal nou die dag wees. Teologie leer dit vir ons in Openbaring. God tugtig diegene wie hy liefhet. En ek hoor wat ek vir u sê, as jy nie waardeer wat God vir jou gee nie, hy kan dit wegvat. Ek sê nie hy gaan nie, hy kan. Hy kan. As jy onverskillig is met jou gesondheid, wat dink jy gaan gebeur? Jy gaan die las dra. God gee vir ons en ons is sy rentmeesters. En dis is die beginsel waarmee Paulus hier werk. God gee vir hierdie gemeente in Korinte, gee hy. God seën hulle. En hulle moet rentmeesterskap daaroor toepas. Nou wat beteken hierdie woord rentmeesterskap? Basies, jy's 'n bestuurder. Jy's 'n bestuurder. 'n Verantwoordelike bestuurder, glo ek,
Jy gaan nie sommer net enige ou aanstel daar in jou winkel om die plek namens jou te bestuur nie. Hy moet ten minste 'n bietjie vaardigheid hê, is dit nie? Hy moet ten minste 'n bietjie integriteit hê en hy moet 'n bietjie verantwoordelikheid hê. Maar hy is net die bestuurder van die winkel. As die baas nie meer daar is nie, maak dit nie die bestuurder die eienaar van die winkel nie. Is dit so? Ons weet baie keer dink mense so, maar dit maak hom nie die eienaar nie. Hy bestuur dit namens die eienaar en hy doen dit asof dit sy eie is. In die kerk is dit dieselfde. God het ons as rentmeesters aangestel oor hierdie wêreld. Jy weet, baie keer dan vra mense vir ons, hoekom is daar so baie goddeloosheid? Hoekom is daar so baie moord? Soveel onheil in hierdie wêreld? Weet jy wat? Ons weet self nie. Vra jouself die vraag. God het ons aangestel as rentmeesters oor hierdie wêreld. Oor alles. Ons is sy bestuurders. Korintiërs gebruik woorde soos ons is sy ambassadeurs. Ons moet die verantwoordelikes wees, die getroues wees, die betroubare rentmeesters wat dit namens God bestuur. En dit wat God vir jou gegee het, bestuur jy namens hom. Daarom is dit so essensieel belangrik om vir die Here te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen met dit of dat? Want dit behoort nie aan ons nie, dit behoort aan God. Dis sy eiendom. En nou moet ons verstaan, waar kom dit vandaan? Dit kom vanuit genade. Ja, ons lewe nie in 'n tyd van wette in die Christelike lewe nie. Dit is so. Galasiërs leer dit vir ons is vry van die wette. Ons is nie gebonde deur moets en moenies nie, maar soos ek voorheen genoem het van, ek wil graag. Uit genade is ons gered. Uit genade, nie verdienste nie, uit genade het God my vernuwe, uit genade is ek gered, sê die woord. Genade op genade, sê God vir Paulus. My genade is vir jou genoeg. Genade, ons leef in 'n genade tydperk. Daarom dat as God vanoggend vir jou vra, hoe voel jy daar in jou hart? En jy sê, Here, ek is so dankbaar dat U my uit genade gered het, dat U my U kind gemaak het, dat U vir my hoop gegee het, dan sê ek vir jou, is dit nie vir jou moeilik om enige bydrae te gee van wat se aard nie. Hoekom doen jy dit? Uit blydskap, uit dankbaarheid, omdat jy dit wil doen. Dit is genade op genade. Jy sien, dis waar hierdie gemeentes in Macedonië vandaan kom. Hulle verstaan van waaruit God hulle gered het, vanuit waar God hulle opgetrek het, dat hulle kinders van God is, en hulle weet daar is 'n behoefte in Rome, daar is 'n behoefte iewers, en ek kan aan daai behoefte voldoen, ek kan help, en hulle doen dit. Nie uit dwang nie, omdat hulle wou. Dis 'n mooi beginsel, omdat hulle wou. Die Here Jesus vertel 'n soortgelyke verhaal van die groot koning, die koning, die opperheer wat weggaan na 'n ver land toe en hy stel mense aan om sy sake namens hom te bestuur. Ons sien dit ook in die gelykenis van die talente en die gawes. Vir die een het hy soveel gegee, die ander het hy soveel gegee en vir die derde een het hy soveel gegee en hulle moes daarmee werk. Hulle moes dit bestuur in die naam van hulle Heer, in die naam van die Heer. Selfde met ons. Weet, ons is daai diensknegte. En die Here het vir jou iets gegee wat hy nie vir iemand anders gegee het nie. Hy het dalk vir jou talente en gawes gegee wat hy nie vir iemand anders gegee het nie. Hoe bestuur jy dit tot eer van God? As ons nou moet praat oor finansies soos wat Paulus hiervan praat, dan is dit so, somtyds gee God vir iemand meer as vir die ander een. Hy is soewerein, hy kan doen wat hy wil. Job was die rykste man in die ooste gewees. Hy was nie gevrywaar van moeilike omstandighede nie, ons ken die verhaal van Job. Maar ons sien dit, hy was van die welvarendste mense in die ooste gewees. Ons sien van Filemon in die laaste, jy lees in sy brief daar einde van die Nuwe Testament, of Filemon, soos baie hom sal ken. Hy was 'n welvarende mens. Dis nie 'n sonde of verkeerd om ryk te wees nie. Dis nie 'n sonde om 'n ryk Christen te wees nie.
Maar dit gaan 'n sonde word as jy dit verkeerd aanwend. Daar's 'n beginsel. En ons moet dit verstaan. Ons moet ook verstaan wat Job sê oor wat ons saambring as ons gebore word. Wat bring jy saam? Niks. Absoluut niks. Wat vat ek saam? Wat vat ek saam as ek te sterwe kom? Absoluut niks. Absoluut niks. Kan nie 'n ventersleepwaandjie haak aan die lijkswa nie. Vat niks saam nie. Maar weet jy wat vat ek saam? Die skatte wat vir my verborge is in die hemele wat ek daar geberg het. Dis ook iets wat die Here Jesus oor praat. Ons vat niks saam nie, ons bring niks in nie, ons vat niks uit nie. Daarom dat die Here Jesus waarsku oor materialisme. Ons het goed nodig in hierdie wêreld om te leef, ons het dit nodig. En die Here weet dit, en dis waarom hy praat in Matteus 6, 5 en 6 oor, vandag is belangrik. Vandag vra jy die Here wat jy nodig het. En die Here sal vandag vir jou gee wat jy nodig het. Moenie jou bekommer oor wat jy gaan aantrek, wat jy gaan eet nie. Die Here lê die beginsels neer. Maar ons bring niks in nie, ons vat niks uit nie. Pas op dat materialisme jou nie insluk nie. Pas op dat dit nie so goed gaan, dat jy jouself in die skuld dompel, en jy kan nie daar uitkom nie. Pas op daarvoor. 'n Bybelse beginsel is, en Spreuke praat daarvan, as jy geld leen, word jy die slaaf van die een wat vir jou leen. Spreuke praat daarvan, pas op daarvoor. Want dis die probleem met materialisme, is beter, groter, sterker. Hierdie jaar gaan ek vir my 'n groter lorry koop. Sorry vir die manne wat Hilux ry, Jan. Die Hilux is nou nie meer goed genoeg nie, ons moet 'n groter een kry. Daai groot Dodge Rams, jy weet, hy moet amper 2, want nee, dis belangrik, ons het dit nodig. Het jy dit nodig? Dink mooi, het jy die Here gevra? Ons moet 'n groter huis kry. Pas op daarvoor. Groter, sterker, blinker. Dis hoe die wêreld redeneer. Pas op daarvoor. Is dit verkeerd om mooi en groot en blink te hê? Nee, maar as dit jou gaan insluk, het dit 'n probleem geword. Want die probleem met materialisme is, jy kan nie twee here dien nie, sê die woord. Want naderhand gaan jou lewe draai om wat? Om die materiële dinge wat jy besit te befonds. En dan moet Boeta oortyd werk dat dit by sy ore uitkom, want ons moet uit die skuld uitkom, want die goed moet betaal word. Pas op daarvoor. En dan moet ons begin, en daar's niks fout daarmee, in 'n sekere sin om op Sondag te werk, want nou moet Boeta al op 'n Sondag begin werk, want die skuld is astronomies. Pas op vir materialisme. Pas op dat die goed van die wêreld jou nie insluk nie. Pas op daarvoor. Die Here Jesus het op 'n stadium gesê, weet, die Seun van God het nie eers 'n klip om sy kop op neer te lê nie. Ja, die health, wealth and prosperity manne verstaan nie daai teksvers so lekker nie. Geliefdes, ons is nie in hierdie wêreld om hierdie wêreld se rykdomme na te jaag nie. Dis nie hoekom ons hier is nie. As jy sê jy's 'n kind van God, is dit nie wat jy moet doen nie. Jy moet leef en jy moet God vertrou vir alles. So jy kan hoor daar's 'n skaal. Ek hoop jy hoor dit. Ek hoop jy hoor daar is 'n balans. Ek hoop jy hoor dat in alles moet jy God vertrou. In alles. Want hierdie Macedoniërs het dit so gedoen. Maar die beginsel by hulle was vas. Hulle het God gedien, al het hulle swaar gekry. Hulle het gegee, al het dit finansiëel swaar gegaan. Rome het hierdie Christene verarm. Onthou, hulle word gejag, hulle word vervolg. Die gemeentes van Filippi en Thessalonika en Berea is vervolg, omdat hulle gesê het, hulle is Christene. Hulle huise is onder hulle uitgevat, hulle besittings is onder hulle uitgesteel en dit uitgedeel. Hulle het hulle op straat gegooi en gesê, sien kom klaar.
En dit was nie grand tye gewees nie. En al wat hulle kon gedoen het, was om staat te maak op die kerk. Dis al wat hulle gehad het. Medegelowiges, wat hulle kon gehelp het. En hierdie Macedoniërs, al het hulle so swaar gekry, sê Paulus, al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig. Net gou op 'n ander beginsel, daar's goed wat hierdie wêreld nie van jou kan vat nie, en dis jou blydskap in die Here. Al gaan dit hoe moeilik, want ons blydskap is nie gesetel om omstandighede nie, is in Christus. En al was hulle baie arm, Paulus sê baie arm, al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Dit is wat Paulus van hierdie mense sê. Hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. In moeilike tye het hierdie Christene volhard en hulle was getrou en hulle was betroubaar. En nou raak ek 'n baie moeilike punt aan. Want ek was al aan albei kante van hierdie spektrum. As dit finansiëel swaar gaan, waar sny jy eerste? As dit finansiëel swaar gaan, waar sny jy eerste? As ons eerlik genoeg is, sê ons, jou bydraes. Is dit so? Dis so. Ek was aan albei kante van hierdie spektrum gewees. Jy weet, ek het in 'n huis groot geword. My pa het net eenvoudig gesê, ons gee ons 10de. That's it. Dis nie onderhandelbaar nie. Dit is hoe dit gewerk het. En soms is dit 'n 20% gewees, en soms meer. Maar dis die beginsel gewees. Dit is hoe ons groot geword het, dit is hoe ons geleer is. En so het ek groter geword en dieselfde gedoen. Dit is hoe ons geleer is, want ons verstaan. Maleagi 3 sê, bring die hele 10de na die skathuis van God, sodat daar spys in my huis kan wees. Dis die beginsel, en dit is wat ons doen, en daar was altyd spys in die huis van God, want mense is getrou. Dit is die beginsel. En ons raak 'n bietjie groter en dan raak 'n bietjie ouer en die kindertjies kom by. En die eerste ding wat ons te doen is, ons kan nie meer hierdie 10de gee nie, ons het dit nodig vir dit en vir dat en vir die. En vir een of ander rede toe kon ons net nooit weer eenvoudig deur 'n begroting kom nie, want ons maak dit net eenvoudig nie. Totdat ek eendag besef, maar wag 'n bietjie. Ek het opgehou my gawes en my 10des gee. Nou ja, toe dit weer begin geaktiveer word, het God net weer gehelp dat die begroting kon klop, vir een of ander rede. Ek was aan albei kante van die spektrum. Ek ken dit. En ek kan vanoggend vir u sê, moenie die fout maak wanneer dit in die omstandighede moeiliker gaan om op te hou met gee nie. Jy kan nie. Jy kan dit bekostig nie. Hierdie Christene wys dit vir ons, en Paulus moedig hierdie ander Christene aan in Korintiërs, doen dieselfde. Bly getrou, moenie afwyk nie, want dit is waar geloof inkom. Dit is waar geloof inkom. Om God te bly vertrou, al gaan dit hoe moeilik. Jan het ons vertel van Markus 12, van die weduwee. Onthou u? Die weduwee wat haar laaste sente gaan ingooi het. En dit gaan nie soseer oor die sente wat sy ingegooi het, en dit gaan oor haar hart. Gaan oor haar hart. Onthou dit. God sien ons hart. Vir hoofstuk 9, eintlik is dit oorbodig dat ek aan julle skrywe oor die hulpverlening aan die gelowiges in Judea. Ek weet dat julle graag wil help. Hoor hoe mooi spreek Paulus hulle aan. Ons weet julle wil graag help. Hy speel net so 'n bietjie met hulle siege. Ons weet julle wil eintlik maar graag help. Dis eintlik oorbodig dat ek vir julle skryf. Ons het vir hierdie Macedoniërs en Agaia vertel, hy staan al gereed om vir julle te gee wat nodig is om oor te dra. Ons weet julle is gretig en julle spoor ander aan. Nou stuur ek hierdie broers sodat ons woorde van lof oor julle in hierdie aangeleentheid nie leë woorde sal wees nie. En ons wil hê julle moet reg wees. Wonderlik. Paulus vra hulle, spreek hulle mooi aan.
moenie ophou nie. Gee. Wonderlike getuienis. Moenie ophou nie. Al gaan dit hoe moeilik, al gaan dit hoe swaar. Kyk na hierdie Christene. Hulle gee 'n liefdesgawe en dis 'n ander beginsel. Kan jy hoor hoe moeilik dit is om oor geld te praat in 'n kort boodskap? Dis 'n liefdesgawe. Dis nie uit dwang nie. Paulus sê dit hier. God het 'n blymoedige gewer lief. God kyk na jou hart. Daai weduwee het 'n liefdesoffer gegee. Nie uit dwang nie, omdat sy wou. 'n Liefdesoffer. Uit gawe. 'n Gawe aan God. Jy sien so in die Christelike lewe, die Christelike geestelike lewe, gaan dit verder as net die gee van 'n tiende. Dis meer as dit. Is wat God op jou hart druk om te gee. Want elkeen gee soos wat hy in sy hart voorgenem het om te gee, sê Paulus. Hierdie gemeente in Macedoniese gemeentes was nie welvarend nie. En hulle het nie belê in die koninkryk nie. Ek hou glad nie van daai woorde nie. Ons belê nie in die koninkryk nie, want ons dink oor beleggings dat ek gaan een of ander stadium dividende kry of rente kry, ek gaan iets terugkry. Dit is nie hoe hulle gewerk het nie. Hulle het gegee sonder om terug te verwag. Hulle het gegee omdat hulle lief is vir God, omdat hulle lief is vir medekinders van God. En dit is die beginsel wanneer ons gee. Ons gee en ons vergeet daarvan. Paulus sê ook vir Korintiër gemeente, dink daaraan, wie karig saai sal karig maai en wie volop saai sal volop maai. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En hierdie gedeelte geliefdes praat en hy beklemtoon die gesindheid wat in ons hart moet wees wanneer ons gee. Dis hoe maklik dit is. Ek lig net weer die saak so uit. Die beginsel van ruimhartige, opofferende gee. Ons sien dit in die vroeë kerk, in Handelinge 2 vers 44. Al die gelowiges was eensgesind en hulle het met mekaar gedeel. Ek beloof ek gaan nou amper klaar maak, ek sien die tyd al my in. Wat sê die ou predikante? Ek haas my. Hulle het hulle besittings en eiendomme verkoop en die opbrengs daarvan onder almal verdeel volgens elkeen se behoefte. So in die begin van die kerkera sien ons wat het gebeur. Hulle het alles saam gehad en saam gedeel, omdat die tyd het ook baie verander van daai tyd af. Dit is so. Ons het vandag baie meer as wat hulle gehad het. Maar die beginsel is, daar was behoefte en ons gaan daarin voorsien. En in Handelinge 4 vers 32 en 37 word beskryf hoe hierdie gelowiges een van hart en siel was en vrygewe gegee het volgens elkeen se vermoë. In 1 Korintiërs 4 vers 2 vind ons baie merkwaardige woorde en ek wil hê jy moet dit onthou. Van 'n rentmeester word vereis om betroubaar te wees. Dat hy betroubaar sal wees. Kind van die Here, wat ek vanoggend vir jou vra is dit. As God na jou geestelike lewe kyk, sien hy jou as 'n betroubare rentmeester van alles wat hy vir jou gegee het. Nie net jou geld nie. Van alles, al jou besittings, jou energie, jou talente, jou vermoëns. Is jy 'n goeie rentmeester, 'n betroubare rentmeester, 'n getroue rentmeester. Ek is bereid om vir jou die volgende predikant se naam en sy nommer te gee en jy kan hom bel. Hy plant 'n gemeente in Oos-London. En dit gaan vir 'n tyd gaan dit oukei. Kerk groei en op 'n stadium toe droog dit op. Die finansies droog op. En hy en sy vrou sit in 'n baie moeilike posisie. Pak hulle op, gaan hulle na 'n volgende dorp toe, want jy kan nie leef nie. Hulle is geroep vir die bediening. Hulle kan nie leef nie, hulle kan niks doen nie. Daar's 'n kind of daar's al 2. Hulle kan niks doen nie. Wat moet hulle doen? En een Sondag stap 'n nuwe paartjie in die kerk in. Wonderlike nuus, want nou groei die kerk weer so bietjie, né? Met 'n volle 70%. Maar hier kom nog mense by. En na kerk toe sê die egpaar, doen ons wil net gou nog vinnig met jou gesels. Ons het lank gesoek na 'n geestelike tuiste. Vir meer as 2 of 3 jaar het ons gesoek vir 'n geestelike tuiste. Ons kon nie een kry nie. Maar ons het vanoggend besluit, die Here het ons oortuig dat hierdie is ons geestelike tuiste. Hier is ons tiendes van die laaste 3 jaar.
En God beantwoord hulle gebede. En daai gemeente gaan nog aan. Moet dit nie onderskat nie. God verstaan. God weet. Hy weet, en daai was Christene gewees, mense met 'n behoefte, en hulle het geweet hulle moet bydra. Hulle kon nie, maar hulle het nog steeds eenkant gesit, en toe hulle geestelike tuiste vind, het die Here beantwoord. Dit is nie wonderlik nie. God werk op sy manier. Moenie die krag van gebed onderskat nie. As ek vandag vir u moet begin getuig van wat die Here vir ons gedoen het in die laaste 2 jaar, gaan ek, dit sal seker eendag in 'n boekvorm wees, maar ek gaan vir jou heeldag besig hou. God is getrou. Moenie die fout maak wat ek gemaak het om te sê, wel Here, ek kan nie gee nie, want my budget gaan nie klop nie. Hy gaan nie klop nie, ja, want jy gee nie. As jy getrou bly, God sal jou seën. Hy sal. Hy sal jou dalk seën met die vermoë om dalk nog 'n werk te kry. Hy gaan jou dalk seën met 'n ander werk, ek weet nie. Maar God sal jou seën. En ons moet altyd onthou, God voorsien op 1 of 2 of albei van 4 metodes, 4 maniere. Bonatuurlik, jy sien net, hier gebeur iets en dit gebeur. Bonatuurlik. God voorsien. Hy voorsien deur ander mense. Ander kinders van God. Ons sien dit hier by Korintiërs en Macedonië. God voorsien selfs deur jou vyande. Berei 'n tafel voor jou aangesig. En God voorsien ook deur jou eie hande. Ons moet dit altyd onthou. Maar God werk. As jy jou deel doen, ja, moet jy weet, God sal jou nie in die steek laat nie. Maleagi 3 dit bly 'n deurslaggewende gedeelte, en ek dink jy moet dit altyd onthou. Dis 'n wonderlike beginsel om volgens te lewe. Ek gaan dit vir julle lees, as my vingers gou genoeg daarby kan uitkom. In Maleagi, hoofstuk 3, ek die Here het nie verander nie. Hy begin die gedeelte, ek die Here het nie verander nie. In die Nuwe Testamentiese tyd het God verander? Nee, hy het nie. Daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob. Van julle voorvaders se tyd af het julle van my voorskrifte afgewyk en nie daarvolgens geleef nie. Hy sê vir hulle, ek het nie verander nie, julle het verander. Julle het afgewyk. Bekeer julle tot my, dan sal ek terugkom na julle toe, en sê die Here die Almagtige. Maar julle vra, waarom moet ons bekeer? Wat het ons nou verkeerd gedoen? Ons het nou niks verkeerd gedoen nie. Sal 'n mens werklik vir God beroof? Hy vra 'n vraag. Sal 'n mens werklik God beroof? Tog beroof julle my. Julle vra, en nou vra die volk alweer. Waarom beroof ons u? Waarvan beroof ons u? Hoe is dit moontlik? Van tiendes en offergawes. Daar is alreeds 'n vloek op julle, en tog bly julle my beroof. Die hele nasie doen dit. Bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te ete in my huis kan wees. En toets my hierin, sê die Here die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Die ou vertaling praat van die vensters van die hemel sal oopmaak en dit ryklik op julle uit sal seën, sal reën. Geliefdes, as jy daar volgens leef, daai beginsel leef, gee om nie te ontvang nie, die Here sal jou seën. Die Here sal. Ek glo daarin met my hele hart. Ek lewe volgens daai beginsel. Ek probeer my kinders leer, jy weet. Dis die beginsels waarvolgens Christene leef. Van kleins af. Dis wat ons doen. Hoekom? Doen ons dit vir niets? Doen ons dit dat 'n kerk se bankrekening grand kan lyk? Nee, ons doen dit omdat God van ons vra om dit te doen. En ons doen dit uit liefde uit. En 'n kerkraad is daar om dit te bestuur tot eer van God se naam, en hulle doen dit. Hulle doen dit. Maar daar spys in die huis van God kan wees. Ek gaan nou afsluit. Gelukkig weet ek, daar's boude daaronder en nie in die oond mee nie. So niks kan meer brand nie. Geliefdes, die beginsel van gee is soos wat jy in jou hart voorneem met die Here.
Dis nie 'n ligtelike saak nie, ek weet dit. Of jy besluit om 'n tiende van jou inkomste te gee, of dit nou voor belasting, na belasting is, maak nie aan my saak nie. En ek dink nie dit behoort die vraag te wees nie. Maar jy gee volgens wat God vir jou sê om te gee. Wat die Here dit op jou hart druk om te gee, na wat jou vermoëns is om te gee. Wat die Here vir jou sê om te gee. Ek het my pa gevra vir 'n getuienis. Hy het al baie hierdie ou getuienis vertel. En dit is in 'n huis waarin ek groot geword het, om dit vir jou te verduidelik. Tot vandag toe ondersteun hy ons finansiëel in die bediening. Hy het net gesê, dit is hoe dit is, moenie vra nie. Maar nie net vir my nie. Baie ander predikante. Dis sy beginsel. God het vir hom die gawe gegee om te gee. Het jy geweet dis 'n geestelike gawe ook? In Romeine 12 vers 8. Dis 'n gawe. Jy kry net daai mense wat net, dit maak nie saak as jy, wanneer jy hom vra nie, dis reg, ek sal dit vir jou gee, ek sal dit vir jou doen. Nou, moenie vra nie. Dis wonderlik. En vir baie jare is dit hoe ons groot geword het. Ek het my pa gesien, ek het eendag vir hom gesê, genade pa, as jy alles kon hou, het jy nou al so weggegee het, kon jy nou al lankal as 'n miljonair afgetree het. Maar hy het gesê, dis nie waaroor dit gaan nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Daar's nooit gebrek nie, daar's nooit tekort nie. En hy sê in sy getuienis, dat uit sy eie maatskappy nou al vir by die 30 jaar in Suid-Afrika. En ek dink dit is in die jaar 2010 nou, nee, speak vroeër, 2000, kom maak dit 2000, nou kan ek nie onthou nie. Sy getuienis, toe het hy sy besigheid aan die Here afgegee. Hoor dit, sy maatskappy vir die Here gegee en gesê, Here, dit is u maatskappy, dit is nie myne nie, ek gaan hom net bestuur. Ek is nie die eienaar daarvan nie. Oorgegee. En sy omset het verdubbel. Sy omset het verdubbel. Ons almal borstel met Colgate tandepasta, né? Jy al die verhaal gaan lees van William Colgate? Doen jouself 'n guns vanmiddag, gaan lees die verhaal van William Colgate. Waar hy begin het met 'n 10de en het toe 'n 20% geword en meer en sy company het net gegroei. Kyk waar is ons vandag. Geliefdes, daar's 'n beginsel wat Paulus hier leer van die Macedoniër gemeente. Hy sê, hierdie gemeente, hierdie kinders van God het hulle self eers vir God gegee en toe vir ons. Jy kan dit gaan lees vanmiddag weer, 2 Korintiërs hoofstuk 8. Hierdie gemeentes in Macedonië het hulle self eers vir God gegee en toe die res. Dit is die beginsel. Gee jouself eers vir God. Jy sien, as ons 'n gebrek het om te gee, is dit nie 'n gebrek aan finansies nie. Daar's 'n geestelike probleem. Het jy dit geweet? Die gebrek om te gee word direk verbind tot 'n geestelike probleem. Jou toewyding aan God word daarin gemeet. Hoekom? Want dis opoffering, dis moeilik. Dis selfverlonend. In die moeilikste tye moet jy nog steeds getrou bly, dis nie maklik nie. Maar hierdie Christene het hulle self eers vir God gegee. Self toegewy. En toe vir God. Rentmeesterskap is toewyding. Is oorgawe. So dis waarom ek vanoggend vir u dit wil sê is, ek gaan nie vanoggend vir u sê wat jy moet gee, hoeveel jy moet gee, waarmee jy moet gee of moet jy nou nie gee of wat. Gaan vanmiddag as jy by die huis kom. Gaan maak dit 'n ernstige saak van gebed en sê, Here, hier is ek. Wat vra u van my? Wat soek u van my? Is dit genoeg wat ek doen? Is dit genoeg wat ek gee? Moet ek meer gee? Moet ek minder gee? Maar Here, u sal lei. En die Here sal lei. Want jy gee jouself vir die Here. So maak dit 'n ernstige saak van gebed en vertrou die Here. En ek weet dat die Here sy woord gestand sal doen. Kom ons bid. Onse Vader, baie dankie vir u genade, u goedheid, u heerlikheid oor ons. Here, ek weet, ons as kerk, ons het ons vaste beginsels dat hierdie nie 'n gemeente is waar daar net altyd gepraat word oor geld en gee en al hierdie dinge nie.
Maar Vader, ons weet ook wat U van ons verwag. En ons weet ook, Here, dat U werk vooruitgang vind deur tiendes, offergawes, gawes van liefde. Ons sit vandag aan tafels waar ons heerlik kan eet, want mense het gesê, ek sal bydra, ek sal bring, ek sal gee, ek sal maak, ek wil, dankie. En Here, dankie vir elkeen, Here, dankie vir elkeen wie hulle harte oopmaak en hulle hande oopmaak. En Here, dis nie net gawes nie, dis nie net tyd nie, dis nie net geld nie, dit is alles, Here. Vir die tyd wat ons spandeer om stoele reg te pak, om voorsang te doen, om te oefen daarvoor. Mense gee tyd wat gekoppel word aan vooruitgang. Ons gee alles van ons en dankie, Here, dankie vir elkeen. Maar Here, U weet ook, daar is baie kinders van die Here wat agteroor sit en baie keer vra, wat is daarin vir my? Selfs 'n verbruikersmentaliteit het. Here, wys vir hulle 'n wonderlike lewe van oorvloed in U. Seën op seën en genade op genade. Oortuig U, Vader, deur U Gees van die wonderlike voorreg om te kan gee. 'n Liefdesgawe tot eer van U naam. Ons eer U, Vader, dankie vir U woord. Maak ons bestuurders daarvan, rentmeesters daarvan, en dat ons ook nie net hierdie boodskap hier sal los nie, maar dat ons self ook gaan ondersoek doen en te weet wat U woord sê. Amen.